Ek wil hê jy moet 'n paar verse saam met my lees. En so, dis altyd vir ons goed om onsself elke keer te herinner hoe begin dit. So Genesis 1 vers 1. In die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde hieronder. Maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare masse, en die diepwaters was toegevou in duisternis. Die Gees van God het oor die oppervlakte van die aarde gesweef. Toe beveel God, laat daar lig wees. En dit was so. Die lig was vir God goed, en daarop het God die lig en die donkerte van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donkerte nag. Dit het alles op die eerste dag gebeur. Kom ons spring af na vers 9 toe. God het beveel, laat die water op die aarde op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond tevoorskyn kan kom. Dit het presies so gebeur. God noem toe die droë grond land, en die versameling van water noem hy see. Ook dit was vir God goed. Vers 14. God het beveel, laat daar ligte wees aan die hemelkoepel, sodat dit dag en nag onderskei kan word, en dit ook kan dien as tekens om seisoene, dae en jare te bepaal. Die ligte in die hemelkoepel moet ook die aarde verlig. Dit het toe so gebeur. So het God die twee groot ligte gemaak, die grootste om die dag te skyn en die kleiner een om in die nag te skyn. God het ook die sterre gemaak. God het hierdie ligte in die hemelkoepel geplaas om die aarde te verlig. Die een in die dag en die ander in die nag, en ook om die lig en donkerte van mekaar te skei. God het gesien dat dit goed was. Dit het op die 4de dag gebeur. So het God verder beveel, laat die waters wemel van lewende wesens, en laat die voëls bo in die lug oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die verskillende soorte wesens wat in die water lewe, as ook al die baie soorte voëls. God was tevrede met wat hy gesien het. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die oseane en laat die voëls op die aarde vermeerder. Dit het op die 5de dag gebeur. Vers 26. God sê toe, laat ons 'n mens maak wat met ons ooreenstem om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere en oor alles wat op die aarde kruip. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep, volgens sy eie beeld het God hulle geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en al die diere op die aarde. So as ons hierdie gedeelte lees, dan besef ons primêr dat ons onsself moet herinner dat die skepping wat ons beleef is God se skepping. So nêrens moet ons enigsins die deel lees en dink hierdie is ons aarde en hierdie is my stukkie grond en hierdie is my voeltjie, my hondjie, my kat, my alles wat ek het nie. Daar is niks van wat ons hier lees. Dis God se skepping. Hierdie is die begin. Dis goed om te lees wat is die begin, want daar is 'n paar beginsels wat ek en jy moet verstaan teen die tyd wanneer ek en jy in Openbaring 16 ingaan, wat ons moet verstaan. En dit word 'n kontras vanaf Genesis 1 tot en met wat ons lees in Genesis 16. So kom ons herinner net eers onsself, wat het ons gelees? Tot op nou toe is ons deur 7 seels. Die 7 seels se funksie is om te sê, hoe gaan dit in die kerkera? Die kerkera gaan dit rof gaan, daar gaan marteling wees, daar gaan lyding wees, daar gaan oorlog wees, daar gaan 'n tekort wees. Die seels sê vir ons, hoe gaan dit lyk in ons kerkera? Teen die tyd wanneer ons by die 7 trompette kom, hier sien ons oordeel wat God het oor hierdie aarde. Maar die oordeel is limited. Daar is 'n beperking aan die oordeel en die primêre funksie van dit is vir bekering. Mense moet hierdie oordeel beleef en mense is eintlik suppose om tot bekering toe te kom. Dis die doel van dit. Teen die tyd wanneer ek en jy by die 7 bakke gaan uitkom. Die 7 bakke is die volledige oordeel van God, maar bekering is van die tafel af. Mense kom nie meer tot bekering in die 7 bakke nie. En so dis wat ons gaan sien. Nou, vir my en vir jou om
oor te beweeg hiernatoe is al 'n paar beginsels wat ons moet verstaan. So ek het nou klaar vir jou gesê, ons weet dat die skepping is God se skepping. Maar jy moet verstaan, ons het die begin gelees en wanneer ons by Openbaring 16 kom en ons sien dat God het geskep, God vernietig hierdie skepping, moet ons nie dink aan die begin en die einde nie. Die vernietiging is nie die einde van die storie nie. Die herstel na die tyd is die einde van die storie. Dis wat God vir ons wil hê. Die boek eindig met die herstel, die nuwe skepping wat God vir ons gaan bring. So met ander woorde, die oordeel is nie die einde nie. So die eerste primêre funksie wat jy moet verstaan. Die tweede ding wat ons moet verstaan is, soos dat ons in Openbaring 16 ingaan, moet ons verstaan, ons sien iets van hoe God dink oor sonde en hoe God dink oor sondaars. Onthou nou, ons word groot met die idee dat God is liefde, hy is 'n liefdevolle Vader en omdat hy ons liefhet, omdat hy hierdie wêreld so lief gehad het, het hy sy seun gestuur sodat elkeen wat in hom glo nie verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En so ons hart is dat maar Jesus het jou lief, God het jou lief en dit is die absolute reine waarheid. Maar jy moet verstaan dat daar is 'n sekere punt wanneer ons moet verstaan dat God haat sonde en as gevolg van sonde, mense wat leef in sonde, sien ons wat is die effek wat God se hart uitgestort word oor sonde en sondaars. So dis wat ons nou gaan sien. En dan die derde ding wat jy moet verstaan, is dat ek is net so skuldig soos die mense in hierdie storie. So ek verdien dieselfde as wat hierdie mense gaan beleef. Die enigste rede dat ek dit nie gaan kry nie, is deur die genade wat Jesus vir my en vir jou gedoen het aan die kruis. So dis wat ons verstaan. So ons besef, nommer 1, dat die oordeel wat ons nou gaan lees, is nie die einde nie. Die skepping behoort aan God. Hy het geskep, hy gaan oordeel, maar dis nie die einde nie. Die volgende ding is ons verstaan God se perspektief oor sonde en sondaars en dan die volgende ding is ek besef ek is skuldig en ek verdien wat in hierdie gedeelte opgeskryf staan. So vir ons om Openbaring 16 te lees, moet ons die inleiding van dit lees en dit lees ons in Openbaring 15. So ons het laasweek het ons gesels oor Openbaring 15 vers 1 tot 4. Ek wil net vir jou weer vers 1 lees en dan gaan ons na vers 5 toe gaan. So Openbaring 15 vers 1. Toe het ek in die hemel 'n ander groot en wonderbaarlike teken gesien, naamlik 7 engele met die 7 laaste pla, omdat die toorn van God daarmee tot 'n einde gekom het. So met ander woorde, jy het nou hierdie prentjie om te kan sê 7 pla en hierdie 7 pla gaan die einde wees van die toorn van God. So met ander woorde, as hierdie 7 pla verby is dit verby. Dan is die wraak van God ten volle uitgestuur en dit is dan verby. So dis wat ons gaan sien. So vers 5, hier lees ons die res van die intro. Ek het hierna gesien die tempel, die tent met die getuienis in die hemel is geopen. En die 7 engele met die 7 pla het uit die hemel gekom en hulle het blink klere van suiwer linne gedra met 'n goue band om die bors. Een van die 4 lewende wesens het toe aan die 7 engele 7 goue bakke gegee, gevul met die toorn van God, van hom wat vir ewig en ewig leef. En die tempel is met rook gevul, vol van die heerlikheid van God en sy mag. En niemand kon by die tempel ingaan, totdat die 7 pla van die 7 engele verby was nie. Nou, daar's 'n paar goeders wat vir my mooi is in hierdie gedeelte, maar die primêre ene wat ek wil hê jy moet na gaan kyk is hy sê, en die tempel is met rook gevul, vol van die heerlikheid van God en sy mag, en niemand kon by die tempel ingaan nie. Jy lees hierdie gedeelte 2 spesifieke plekke. Jy lees in die Ou Testament toe die tabernakel opgestel is, toe het die teenwoordigheid van God die tabernakel gevul en niemand kon in die teenwoordigheid van die Here gekom het nie. Onthou nou, ons moet verstaan dat ons as mens, hoe jy saamgestel is en hoe ek saamgestel is, kan nie die volledige teenwoordigheid van God beleef nie. So toe Moses op 'n stadium sê, Here, ek wil U beleef, toe sê God vir hom, Moses, niemand sal my kan sien in my volheid en bly lewe nie. Dis onmoontlik, jy kan nie dit beleef nie.
En so nou het jy die tabernakel, die heerlikheid van die Here wat daar oorkom en net niemand kan daar ingaan nie. Dit gebeur later met die tempel ook. Toe Salomo die tempel gebou het, toe kom die teenwoordigheid van die Here neer en niemand kon by die tempel ingaan nie. Nou weet ons het gesê dat die tabernakel en die tempel is 'n verteenwoordig, dis 'n skadubeeld, dis 'n kleiner weergawe van wat ons sien en beleef in die hemel. En nou in die hemel, Openbaring 4, Openbaring 5, kyk ons na al hierdie verskillende wesens. So jy het die Vader op die troon, jy het Jesus die lam wat in sy teenwoordigheid sit, jy het die ouderlinge, 24 ouderlinge, jy het die 4 lewende wesens, jy het engele, jy het al hierdie verskillende wesens in die teenwoordigheid van God en hulle is besig om te aanbid. En dan kom daar 'n sekere punt wanneer die tempel gevul word met die volledige, Jesus, hy noem dit, hy sê die tempel is met rook gevul, vol van die heerlikheid van God en sy mag. Dat in die hemel kon nog steeds niemand in die tempel inkom nie. Wat beteken, die 4 lewende wesens en die ouderlinge en die engele kon nie in die teenwoordigheid van God wees nie. Die oomblik wanneer ek en jy stop en ons dink aan hierdie konsep, dan besef ons niks in die skepping kan die volledige effek van die heerlikheid en die mag van God beleef nie. Dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons beleef. En so nou het jy hierdie gedeelte, hierdie amazing gedeelte wat afspeel in in die tempel. En dan begin Openbaring 16. So dit vul hierdie hele plek en nou gaan die 7 pla uitgestuur word. Nou, dis belangrik vir my en vir jou om te verstaan dat dit wat ons nou gaan sien, die 7 bakke is 'n parallel vir die 7 trompette. So as jy nou 'n Bybel hierso het wat in 'n boekvorm is, gaan jy nou 'n voordeel hê. So maak vir my oop by Openbaring 8 terwyl jy ook oop het Openbaring 16. So ons gaan hulle nou teen mekaar afspeel. Ons gaan kyk wat sê trompet nommer 1 en dan gaan ons kyk wat sê bak nommer 1. Wat sê trompet nommer 2? Wat sê bak nommer 2? Kom ons begin net eers Openbaring 16. Ons lees eers vers 1. En dan sê hy sê ek het toe 'n harde stem uit die tempel aan die 7 engele hoor sê, gaan en gooi die 7 bakke gevul met die toorn van God uit op die aarde. So kom ons gaan kyk wat sê trompet nommer 1. Trompet nommer 1 lees ons in Openbaring 8 vers 7. Hy sê die eerste een het met sy trompet geblaas en daar was haal en vuur gemeng met bloed en dit was op die aarde uitgegooi. 'n derde van die aarde is verskroei, 'n derde van die bome is verskroei en al die groen gras is verbrand. So die eerste trompet is 'n oordeel oor die aarde en wat primêr geaffekteer word is spesifiek 'n derde van die aarde wat verskroei is, 'n derde van die bome en al die groen gras. So as ons gepraat het van 'n derde, dan praat ons van dit is beperk in die hoeveelheid skade. Maar nou as ons na bak 1 toe gaan, bak 1, Openbaring 16 vers 2, hy sê die eerste engel het uitgegaan en sy bak op die aarde uitgegooi en daai toe kwartaardige en bose swere uitgeslaan op die mense wat die merk van die dier dra en sy beeld aanbid. So, eerste trompet uitgestort op die aarde, eerste bak uitgestort op die aarde. Wie is die primêre ontvangers van hierdie bak? En ons sien dit is die mense wat die dier en die beeld van die dier aanbid. Mense met die merk van die dier. Nou onthou nou, ons het gesê dat die merk is nie 'n microchip nie. Ons weet jy het 2 groepe mense. Jy het die wat gemerk is deur die Vader en die Seun se naam is op jou geskryf. Jy is gemerk, ek is 'n volgeling, 'n gelowige, iemand wat Jesus volg met alles wat in my is. Jy is gemerk, geseël deur God. En dan aan die ander kant, die wat nie daai merk het nie, het die merk van die dier. Dis die een wat leef in my manier van dink en my manier van doen om anti-Christus te leef, om te leef soos wat die wêreld en sy tydsgees is. So met ander woorde, dis 'n hele ander stelsel, dis almal wat nie gelowiges is nie. So met ander woorde, hierdie oordeel se funksie is vir die met die merk van die dier. So dis wie die plaag gaan ervaar. En so, nou moet ons verstaan, die nuance verander. Hy het
primêr op die vorige ene was die aarde getref deur die aarde te skroei, deur die bome te vernietig, deur die gras te vernietig. Nou word die aarde die ontvanger van die bak, maar die primêre ene wat dit gaan kry, is die kwaadaardige en bose swere wat op mense getref word. Nou, vandag dink ek en jy aan daar is virusse wat maak dat ons as mense kan swere kry. So jy kry jou HPV virus, jy kry jou EBV virus, jy het al hierdie verskillende virusse wat ek meen daar's nou 'n klomp ander wat nou baie fancy is, maar daar is virusse en bakterieë vandag wat kan maak dat jy as mens hier vandag kan swere uitslaan, wat lyk soos hierdie knoppe en goeters en dis weird. En ons het medisyne wat hard werk om hierdie goeters te probeer beperk. Imagine, hier word 'n ding uitgestort op hierdie mense en almal begin hierdie swere, hierdie kwaadaardige en bose swere op hulle kry. En hy versprei min of meer dieselfde soos wat COVID versprei het. So onthou nou, in die begin toe COVID geslaan het, toe's almal wat in welkom is, ek onthou nogal was een keer, toe ons die heel eerste keer die nuus gehoor het om te sê dat COVID het Suid-Afrika getref. Toe begin die ouens nou al in Johannesburg en al daai goeters begin paniekerig raak. Al was 1, toe was daar 6, toe was daar 11. En hier kom toe een ou sommer so op 'n Sondag en hy sê, "Pastoor, skud my hand, want ek is nie bang vir hierdie virus nie. Hierdie virus gaan my nie tref nie." En die oomblik toe dit welkom tref en ons word geaffekteer. Skielik toe begin ons agterkom dat jy kruip in 'n huis weg en jy probeer wegbly want die impak van hierdie ding is groot. Nou imagine iets soos die HPV of die EBV. Hierdie virusse trek dieselfde soos COVID. So met ander woorde, hoe word ek en jy gewoonlik sien? Dis kontaminasie kom deur lug, dis wat COVID versprei het, of deur kos, dink aan salmonella en al daai goetertjies wat jy kan kry as jy kos eet, word jy siek. Dink dat enigiets en oralste op aarde, maak nie saak waar jy gaan nie, jy is nêrens te gevrywaar van iets wat jou gaan siek maak en hierdie swere vir jou gee nie. So dis wat gebeur is, jy moet verstaan, jy kruip weg in jou huis, jy probeer sekere goeders nie eet nie en maak nie saak waar op aarde nie, oralste tref hierdie swere jou. So dis die eerste ene. Nou, jy beleef 'n fraksie van hierdie in 1 Samuel 5. 1 Samuel 5 het jy die Filistyne wat die verbondsark van die Here gevangene geneem het. So die Israeliete is arrogant. Hulle sê nee man, as jy die verbondark saamvat, dan sal ons altyd wen en die Filistyne oorweldig hulle. Hulle vat die verbondsark en hulle sit die verbondsark binne in die tempel van Dagon. Volgende dag kom hulle daaraan, Dagon lê, die standbeeld van Dagon lê plat op sy gesig neer voor die ark. En hulle besef, wow, hierdie ding is weird. Hulle tel hom op. Volgende dag kom hulle weer en hy het weer omgeval. Hierdie keer is sy kop en sy arms af. Nou besef vir die ouens, hoor, hier's 'n probleem. En vir 'n oomblik dink hulle nog, hulle kan die verbondsark nog steeds hou in die area en skielik begin al hierdie mense swere kry op hulle liggame. En hulle besef, ons moet ontslaa raak van hierdie verbondsark. En so nou wat ek en jy sien, is hierdie is nie net in Openbaring 16, hierdie is nie net 'n fraksie nie, hierdie is nie net 'n groepering van mense nie, is nie net die Filistyne nie, dis nie net 'n paar mense nie. Hier is elke liewe ou wat gemerk is met die diere, ou wat nie 'n gelowige is nie. Maak nie saak waar op aarde is nie, maak nie saak wat jy eet nie. Swere, kwaadaardige en bose swere wat oralste vir jou tref. So dis wat ons sien, dis 'n verskriklike bak wat uitgegooi word op aarde. Dan gaan ons oor na die tweede bak toe, maar kom ons lees eers die tweede trompet. So trompet 2, Openbaring 8 vers 8. Dan sê hy vir ons, die tweede engel het op sy trompet geblaas en iets soos 'n enorme berg wat vlammend brand is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword. 'n derde van die lewende wesens is in die see doodgegaan en 'n derde van die skepe het vergaan. So, hierso is jou vernietiging op die see, groot berg in die water in, en dan sien ons weer, 'n derde van die see het bloed geword, 'n derde van die lewende wesens het doodgegaan en 'n derde van die skepe het vergaan. Bak 2, Openbaring 16 vers 3. 'n tweede engel het sy bak oor die see uitgegooi en dit het verander in bloed soos van 'n dooie en elke lewende wese in die see
het dood gegaan. So, jy kan die perspektief hê op aarde. Nou is jy op aarde en nêrens op land is veilig nie. Niks wat jy eet is okay nie. So kom ons vlug na die see toe. Dalk kom ons by die see en vanuit die see uit kan ons lewe. Dalk is daar veiligheid in die see en jy kom nie by die see. En die totale see het bloed geword en elke lewende ding wat binne in die see is mors dood. God se skepping, God se vernietiging. So hier kom jy en jy besef dat daar is niks op hierdie plek wat bly lewe nie. Dan gaan ons aan na trompet nommer 3 en bak nommer 3. Trompet 3, Openbaring 8 vers 10. 'n derde engel het op sy trompet geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval en op 'n derde van die riviere en op die fonteine geval. Die ster se naam is Wilde Als en 'n derde van die waterbronne het soos wilde als geword en baie mense het van die water dood gegaan omdat dit bitter geword het. So hier tref 'n derde van hierdie plaag of van die trompet tref die vars water en as mense dit gedrink het hulle dood gegaan want dit was bitter gewees. Nou lees ons bak 3, Openbaring 16 vers 4 tot 7. 'n derde engel het sy bak oor die riviere en fonteine uitgegooi en dit het in bloed verander. En toe het ek die engel van die water hoor sê, U is regverdig, U wat is en wat was, die heilige, omdat U oor hierdie dinge geoordeel het. Want hulle het die bloed van die heiliges en die profete vergiet en U het hulle bloed gegee om te drink en hulle verdien dit. En toe het ek die engel van die altaar hoor sê, Ja Here, Almagtige, U oordeele is betroubaar en regverdig. So hier is die storie. Jy beleef oralste op aarde, beleef jy vernietiging. Jy beleef hierdie seere wat uitkom van oralste af. Jy gaan na die see toe om veiligheid te kry en al wat jy in die see sien en beleef is bloed en dood. Die volgende plek, kom ons gaan kyk na die vars water. Die vars water is 'n bron van kos, is 'n bron van water drink. Ek meen ons kan vir 3 dae bly lewe, maar na 3 dae moet jy water inkry. En wat het ons hierso? Nou het ons vars water wat in bloed in verander het. En nie net dit nie, is dat die mense word bloed gegee om te drink. So met ander woorde, dis asof God bloed in hulle keelgatte afgooi. En die doel hiervan is dit is 'n oordeel oor hulle, want hulle was die mense wat die bloed vergiet het van die gelowiges en die profete. So met ander woorde, hierdie word 'n oordeel wat uitgespreek word oor hierdie mense. So dis wat ons hierso sien. Hy sê, want hulle het die bloed van die heiliges en die profete vergiet, en U het hulle bloed gegee om te drink, hulle verdien dit. So dis wat ons hierso sien, oordeel van God op hierdie mense. Nêrens is veilig nie, niks is veilig nie, niemand is veilig, nie by die aarde nie, nie in die see nie, nie in die water nie, nêrens, oralste beleef ons hierdie goeders. Dan sien jy vers 7, hy sê, en toe het ek 'n engel van die altaar hoor sê, nou dit lees ek nou in die Afrikaans 2020, as jy in die Nuwe Lewende Vertaling lees, dan gaan hy vir jou sê, vanuit die rigting van die altaar het iemand gesê, Afrikaans 53 gaan sê, en ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê. Die oorspronklike Grieks wat jy gaan lees nie dit so nie. Nou die Engelse NASB lees hom pretty much woord vir woord soos die Grieks hom gegee het. En hy sê, and I heard the altar saying. So met ander woorde, en ek het gehoor die altaar sê. Dit klink asof die altaar besig is om te praat. Nie 'n engel nie, nie 'n stem vanuit nie. Dit klink asof die altaar gepersonifiseer word en die altaar is besig om te praat. Nou, hoekom is dit vir ons belangrik om hierdie te verstaan? Way back when, blaai gou terug na Openbaring 6 toe. Openbaring 6 was ons hier deel van die seels gewees en die 5de seël was spesifiek te doen met die altaar en wat gebeur by die altaar. So Openbaring 6 vers 9. Hy sê, toe die lam die 5de seël oopbreek, het ek aan die voet van die altaar die siele gesien
wat doodgemartel is oor die boodskap van God en die getuienis wat hulle gelewer het. Hulle het met 'n kragtige stem uitgeroep: "Hoe lank, o Here en betroubare Heer, gaan U nog wag voordat U die oordeel voltrek en ons bloed op die bewoners van die aarde wreek?" Aan elkeen van hulle is toe 'n lang wit kleed gegee en hulle is aangesê om nog 'n klein rukkie te rus, tot die tyd aanbreek dat hulle medediensknegte en medegelowige, wat net soos hulle ook doodgemartel gaan word, voltallig is. So Openbaring 6 het jy hierdie prentjie van mense, die heiliges, wat gemartel word, wat doodgemaak is vir hulle geloof. Hulle is hier by die altaar en hulle roep uit na God. Hulle roep uit vir Here, maar wanneer gaan U die oordeel bring? Nou is ons terug na die bak toe. Hierso roep die altaar uit. Dis wat ons nou sien. So, nou moet jy verstaan, dis hierdie gelowiges wat besig is om uit te roep. Hulle bloed roep uit na God. En hulle bloed roep en te sê, Here, maar wanneer gaan die oordeel kom? Wanneer gaan U hierdie uitdoen? En nou kom hierdie oordeel en dit word uitgestort deur bloed in hierdie ouens se keelgat af te bring. En wat sê hierdie altaar? Die altaar sê, ja, Here God, almagtig, U oordeele is betroubaar en regverdig. Hier kom die oordeel vir wat daar gedoen is. Dit is belangrik om te besef dat wanneer ek en jy as Christene deur moeilike tye gaan in ons menslike wese, as jy ingedoen word, is daar iets in ons wat wil opstaan en veg vir dit wat reg is. Ek wil die ouens terugkry. Ek wil opstaan vir myself. Hulle sal nie dit toelaat nie. Ek kan onthou, ek en Romein het een keer by 'n ou gesit en hierdie ou was gevoel, hy was ingedoen en hy het alle planne in homself gemaak om hierdie persoon terug te kry. Die ding wat ek en jy moet verstaan is as daar iets aan ons as gelowige gedoen word, gaan God die oordeel bring oor wat gebeur met hierdie ouens. En dis wat ons hierso sien. Hierdie ouens roep uit, Here, wanneer gaan die oordeel kom? En hier is die tyd. Die oordeel word nou uitgestort. Dan gaan ons aan na die volgende ene. Trompet 4, Openbaring 8 vers 12. Die 4de engel het op sy trompet geblaas en 1/3 van die son, 1/3 van die maan en 1/3 van die sterre is getref, sodat 1/3 van hulle verduister is. Vir 1/3 van die dag was daar nie lig nie, en net so was dit ook in die nag. Bak 4, Openbaring 16 vers 8 tot 9. Die 4de engel het sy bak oor die son uitgegooi en die son is toegelaat om die mense met vuur te skroei. Die mense is deur 'n verseggende hitte geskroei en hulle het gelaster teen die naam van God wat mag oor hierdie plaai het. En nogtans het hulle nie bekeer en aan hom die heerlikheid bewys nie. So wat beleef ons hierso? Die aarde is nie veilig nie. Die see is nie veilig nie. Die water, die vars water is nie veilig nie. Die hoop wat mense nou kan insit, is die hoop in die son. Sien, want son is goed vir ons. Die son is vir jou gesond, dit is goed vir in matigheid, Vitamiene D, hoe dit is, daai tipe goeders. Ons weet, dit het 'n goeie effek op jou as mens, op jou gemoed. Al hierdie goeders speel 'n groot rol. En die groot ding van die son ook, is daar 'n sekere virusse en bakterieë wat die son doodmaak. As die son op sekere van dit skyn, hy tem virusse in en hy brand sekere bakterieë dood, van hulle oorleef omdat hy toegevou is om stof ensovoorts. Maar dis 'n goeie ding vir die son om te skyn. En so dalk het ons hoop dat hierdie virusse, hierdie bakterieë, hierdie goeders wat besig is om op te vreet, dalk is dit vir ons hoop om na die son toe te gaan. En wat doen die son? Is die son verskroei en brand mense op. So nêrens is daar veiligheid nie. Dis niks kan ons aan vasklou en nêrens te hou ons vas om te dink dat ons het enigsins iets wat oorlê. Dis verskriklik om te besef wat is hierdie finale oordeel. Dit herinner ons dat die genade wat ek en jy vandag beleef, om te kan uitstap buitekant toe en nie doodgebrand te word nie, is 'n goeie ding, dis genade. Die feit dat ek en jy wel op aarde leef in gesondheid, is 'n goeie ding. Die feit dat ons wel kan op 'n plek wees wat ons water kan drink en by die see gaan swem,
of in 'n swembad klim. Hierdie is genade. Hierdie wat ek en jy nou beleef, is God se skepping en God het gekies om nog genade uit te stort vir my en vir jou. Maar nou beleef hierdie ouens dit en ek dink ek en jy kyk daarna en ons besef hierdie ouens beleef hierdie kwaadaardige sere wat op hulle uitgestref word en is bloed in die water en bloed in die see en alles gaan dood. Son is besig om hulle dood te skree en ons dink by onsself, Jesus, maar sal hierdie mense nie net sê, Here, skus nie. Jesus, Here, wow, breek, Here, asseblief genade. Maar die reaksie wat hierdie mense toon, is nie dit van bekering nie. Is godslastering. Is mense wat hulle self verhard. Is wat gebeur het toe die pla uitgestort was. Farao het sy hart verhard. Dis wat ons sien. En dan besef ons die wraak van God lei nie mense tot bekering nie. Ons het laas daaroor gepraat. En Romeine 2 sê vir jou dat dit is die goedheid van God wat mense lei na bekering. Dis sy genade wat dit doen. En so nou besef ons leef, ek en jy leef nog in die tydperk van genade. Want hier is die ding wat ek en jy wegvat. Ek het laas toe sê toe ons gaan kyk na die dier en die impak van die dier en wat die dier kan doen, vanaf die 7 kerke, dan besef ons dat Satan se impak op ons. Hy kan jou aankla by jou, hy kan jou mislei, hy kan 'n klomp goeders kan hy doen. Maar hy het nog die mag. Hy het nog die autoriteit om selfs jou lewe te neem. Nou die oomblik wanneer ek en jy as gelowiges dit hoor, en ons hoor dat die dier het die mag om my lewe te neem, dan is daar vrees in ons hart. Dan is daar, Jesus, ek weet nie, hè. Ek sal eerder dan onder die radar wil vlieg, dat my lewe net nie geneem word nie. Maar jy moet verstaan dat die ergste wat kan gebeur met 'n gelowige, die ergste wat kan gebeur, is jy kan die wraak van die dier beleef, wat kan eindig, dat jou lewe tot 'n einde is. Die ergste wat met 'n ongelowige gebeur, die ergste wat iemand is, wat die merk van die dier kry, is nie die wraak van die dier nie, dit is die wraak van God. En wat beleef hierdie ouens? Hierdie ouens beleef 'n aarde wat vernietiging bring, 'n see wat geen veiligheid bied nie, water wat besig is om die ouens dood te maak. Ons beleef ouens wat in 'n son staan wat hulle verskroei. Dis die wraak van God. En die groot ding wat ons moet verstaan is die wraak van God op aarde is terrible. Maar daai wraak gaan vir die ewigheid aan na jou dood. Daai is die wraak van die ongelowige. En dan besef ek en jy terug na 1 Korintiërs 15 toe, dood, waar is jou angel? Dood het nie meer dieselfde impak teenoor die gelowe soos vir die ongelowige nie. En die enigste lyn, die enigste ding wat my en jou skei tussen my en die ongelowe, my en die ou wat hierdie gaan beleef, al verskil is Jesus. Dis al wat ons het. Dis net omdat Jesus klaar hierdie oor homself gevat het. Jesus het klaar hierdie op homself gedra en op grond van die feit dat Jesus het klaar gedra het, gaan ek en jy nie hierdie beleef nie. En die dier kan kom met sy wraak. Hy kan kom en hy kan vernietiging bring en dit sal hartseer wees en dit sal seer wees. En ons kan gemartel word en dit gaan verseker nie van wees nie. Maar dood, waar is jou angel? Hy het nie dieselfde effek as God se wraak wat uitgestort word in hierdie proses nie. En so op die einde van die dag herinner ons onsself dat ons leef nog in 'n tydperk van genade. En dit bly ons verantwoordelikheid om vir mense bewus te maak van hierdie genade en van hierdie liefde wat beskikbaar is, van Jesus wat aan 'n kruis gesterf het om die volledige wraak van God weg te neem vir jou. Hierdie is die goeie nuus. Dis wat maak dat mense tot bekering kom. Dis dit wat maak dat mense iets snap van God se goedheid. Want die ander kant is dis terrible om dit nie te beleef nie. En soos ek en jy wil weet wat is die hart van Openbaring 15 en 16 tot en met vers 9 toe, glo ek dis wat ons sien en dis wat ons beleef. So kom ons sluit die oë en dan kan ons kans gee vir as jy 'n vraag het. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om hierdie gedeelte te lees. En ons lees hierdie Here en ons het 'n ontzag in ons hart vir U.
Ons het 'n ontzag, Here, teenoor U en wie U is en die genade wat U heiliglik vir ons gee. Maar Here, ons kyk na die toren wat uitgestort gaan word op die finale tyd. En dan besef ons, Here, mag ons alles in ons vermoë doen om aktief mense te waarsku. Here, nie net waarsku van die oordeel nie, Here, want ons sien dat daai oordeel, Here, nie maak dat mense tot bekering kom nie. Here, maar mag dit U goedheid wees wat mense lei om U te ken en te beleef. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.